Ja, ek is die eiendom, u die seun, u het gekom. As gestuurde van die Vader is u self die weg na hom. Broers en susters, ek het vergeet om in die aankondigings te sê, ons het besluit om weer 'n bietjie te staan en te sit. Daar was baie versoeke daarvoor. In die gemeente so ons gaan staan met tye, ek sal vir u sê sit. Indien u nie kan staan nie, kan u bly sit, maar dan sal dit altyd nou beter wees as u vorentoe in die eerste 2 rye van die kerkgebou kom sit, sodat daar nou nie iemand voor jou staan en jy dan nie die skerpe sal kan sien. Kom ons staan vir die foto, die seëngroet en die lofsang direk daarna, Psalm 464. Here, u is my lewe, u sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van u af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Geliefdes, gelukkig en bevoorreg is mense wat goed en gaaf is teenoor ander, want God sal hulle die aarde laat erf. Amen. Oh
geloofsbelijdenis vanmôre, lees ons saam uit Johannes 14. Het gaan hier oor die Parakleet. En die Parakleet word genoem die Gees van die waarheid, of dis die Heilige Gees. 'n Parakleet is iemand wat instaan vir iemand anders, intree vir iemand anders. Die Heilige Gees tree in vir ons by God die Vader. Hy kom van God en hy is bekend met die wil van God. Hierdie Heilige Gees sal 'n gelowiges wees en by hulle woon. Op grond van die verhouding tussen Jesus en die gelowiges sal die Heilige Gees ons ken. Ek gaan nou die gedeelte uit Johannes 14 vers 8 tot 17 lees, die 2020 vertaling gaan nie op die skerm wees nie, maar ons luister na hierdie geloofsbelijdenis. Filippus sê toe vir hom, Here, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al so lang tyd by julle en het jy my nie leer ken nie, Filippus? Wie my gesien het, dis Jesus, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê ek nie uit myself nie, maar dit is die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo my dat ek in die Vader en die Vader in my is, of glo dan op grond van die werke self. Ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader die Seun verheerlik mag word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander Parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die hoor in hierdie geloofsbelijdenis, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, een God. Kom ons bid saam. Here God, ons dankie dat ons vanmôre ons oë in hierdie wêreld kon oopmaak. Dis koel, dis nat, en ons kon opstaan. U het deur die Gees vir ons dit in ons gewil om ook op te staan en aan te trek en gereed te maak om hier na die kerk toe te kom. En ons dankie daarvoor, Here. Ons dankie dat U dit so in ons gewil het. Ons bid vanmôre vir mekaar. Ons bid vir mekaar hier in die gebou, maar ook vir almal wat inskakel op hierdie erediens. Daar waar hulle mag wees, wat hulle omstandighede mag wees, hulle uitdagings, die storms in hulle lewe, dat hulle sal ervaar die Parakleet. Ons sal ervaar die Parakleet, die Heilige Gees is altyd met ons, is altyd by ons. Here, en omdat ons U liefhet, wil ons ook U wil doen. Wil ons U wil doen, soos U dit van ons vra, in liefde, in vergifnis, in vriendelikheid, in gasvryheid, en al die dinge wat U van ons verwag. Ons lees uit die woord, Here, en ons leer U wil. Help ons om daardie wil na te streef, ten spyte en te midde van 'n wêreld wat dit nie meer as belangrik maak. Dankie, Here, vir elke gawe en genade wat ons uit U hand ontvang.
Ook daardie wat ons as vanselfsprekend aanvaar en sonder vergeet. Dankie dat ook in ons stormtye die ons nooit alleen laat nie. Amen. Ons gaan nou gereed maak om die woord van die Here te hoor. Deur saam te sing uit Psalm 2, 5, 7, strofes 1 en 3. Ons gaan bly sit as ons hierdie lied sing vanmôre. O Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir die woord wat my u raad en wil verklaar. Na ons die 3 strofes gesing het, sal die melodie nog 'n keer speel. En die gedagte daarvan is dat ons sal bly sit en sal nadink oor wat ons pas gesing het, dat ons ook vir die Here sal vra om ons hart en ons ore oop te maak om die woord van die Here te hoor. Kom ons bly voor. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die dag stap aan, want vanmôre is al die 5de Lydenssondag. Ons bevind ons in die 40 dae voor Jesus se kruisiging, sy graf en uiteindelik ook sy opstanding. Ons noem hierdie tyd in die kerklike jaar Lent. Lent, weet ons nou al, is die oudste Christelike praktyk in die kerk. Ek het al vir u gesê dat die kerk Lent gevier het nog lank voor hulle Kersfees gevier het. Oor die honderde jare het die kerk 'n geloofspraktyk gevestig in hierdie tyd om sekere vrae aan jouself te vra, om selfondersoek te doen in hierdie lydenstyd. En ek weet ek herhaal hierdie vraag nou al vir elke Sondag in die lydenstyd. Die vraag is, het ons al daarby uitgekom? Want as ons oor uitvee is nog 'n week verby. Wat is daardie dinge in die Christelike praktyk wat ons in die lydenstyd aan aandag behoort te gee? Ons behoort hierdie 40 dae van Lent te gebruik om intentioneel inventaris van jou eie lewe te neem. Waar is ek in my eie lewe?
Ons behoort hierdie 40 dae van lent te gebruik om intentioneel hand in eie boesem te steek en te vra, hoe lyk my lewe, my gedagtes, my woorde, my dade. Ons behoort hierdie 40 dae van lent intentioneel te gebruik om al die dinge wat ons van die Here af weghou, of ons van die Here af laat wegdryf, van ontslae te raak en uit te skakel in ons lewe. Ons gebruik hierdie 40 dae van lent om intentioneel en doelbewus meer van die Here te leer. Ons het nog 'n week om aan hierdie saak in hierdie lydingstyd aandag te gee. Omdat dit vandag die 5de Lydingssondag is, vra ek vanmôre vir Elisabeth om vir ons 5 van die 7 kerse te kom doodblaas. Volgende Sondag, met Palmsondag, blaas ons die 6de kers dood. En Goeie Vrydagoggend blaas ons al 7 kerse dood, want dit is die kruisiging van Jesus Christus wat ons dan vier. Vir vandag se doel gaan ons meer leer van die Here en van die kerk van die Here. Lees saam met my Markus 4 vers 35 tot 41. En broers en susters, u het die 1983 vertaling van die Bybel op die skerm. Ek het tog gevoel ek wil dieselfde gedeelte vanmôre vir u voorlees uit die 2022 vertaling van die Bybel, die Nuwe Testament se vertaling. En jy sal hoor die baie mooi beskrywende vertaling wat hier is. So, jy kan gewoon net luister na die voorlesing, jy kan probeer volg saam met die teks, of jy kan die oor toemaak en net aandagtig luister. Toe die son daardie dag begin sak, sê Jesus vir sy disippels, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. Saam klim hulle in die skuit en begin om na die oorkant te vaar. Van die mense het daar op die wal van die meer gebly, terwyl ander met hulle skuitjies ook saam gevaar het. Skielik begin die wind woes waai en bars daar 'n groot storm los. Die golf het tot in die skuit geslaan en die skuit het vol water begin word. Jesus het agter in die skuit op 'n kussing lê en slaap. Sy disippels het hom wakker gemaak. Hier niks om dat ons besig is om te sink en dalk kan verdrink nie, roep hulle paniekerig uit. Jesus regop en sê spring en met gesag vir die wind, gaan lê en vir die golwe word kalm. Die wind het gaan lê en alles het rustig en kalm geword. Jesus draai toe na sy disippels toe. Waarom was julle so bang? Vertrou julle my dan nog steeds nie? 'n Besef van hoe klein hulle is en hoe groot en magtig Jesus regtig is, het hulle beet gepak. Dit het hulle selfs 'n bietjie bang laat voel en hulle het gewonder, wie is hy regtig? Kyk, selfs die wind en die see luister na hom en doen presies wat hy sê. Ons lees tot sover. Hierdie preek vanmôre is deel van 'n reeks preke wat ek oor die laaste paar Sondae gepreek het. Jakob het eendag gesê, hy noem hierdie reeks preke die stormpreke. Ons het gepraat oor die storms wat in elkeen van ons se lewe woed. En ons het ook gepraat oor die storms wat die kerk tuis. Sal onthou, ons het daardie storms begin noem, die storms in ons eie persoonlike lewe, siekte, ouderdom, verlies, uitdagings, wat daar ook al kan wees. En ons het gekyk na die boek van Stefan Lubert en Bill Wilson wat gesê het, die perfekte storm wat die kerk besig is om te tref, en Tom Rainer wat gesê, dis nie meer 'n storm nie, dis nou 'n tsunami wat die kerk besig is om te tref.
Ons het gepraat oor geloof en die vermoë om op die Here te kan vertrou in die stormtye van ons lewe. Oor daardie geloof dat die Here altyd weer die storm stil maak. Maar het ons vir mekaar gesê, het ons uit goeie ervaring geleer en ook uit die Bybel dat die Here nie altyd die storms dadelik stil maak. Maar soms op sy tyd, op sy plek en sy manier. Ons het gevra, maar wat nou as die Here besluit om die storm waarin ons tans is nie dadelik stil te maak nie? Dit raak ons persoonlike geloofslewe, hierdie storms, en die manier hoe ons kerk wees in die toekoms gaan uitleef. Om kerk te wees, om gelowig te wees in stormagtige tye is moeilik en is uitdagend. Maar wanneer mense dit kan regkry om in hierdie stormtye in jou persoonlike lewe of in die lewe van die kerk op die Here te fokus en sy wil te bly doen ten spyte te midde van die storms, dis dan wanneer daar geloofsgroei plaasvind en wanneer daar ook wonderwerke plaasvind. Ons besef dat die antwoord nooit eenvoudig of enkelvoudig kan wees nie. En daarom het ons gekies om aan 4 maniere van kerkwees aandag te gee. 4 maniere van kerkwees, wat ook 4 maniere kan wees van gelowig wees, wat ons moet nastreef in tye van storms. Die eerste is, ons moet inkarnerend kerk wees. Of ons moet inkarnerend gelowig wees. Ek gaan dit nou verder verduidelik. Tweede een, ons moet relasioneel kerk wees of relasioneel gelowig wees. Ons moet missionaal kerk wees en missionaal gelowig wees. Ons moet intentioneel kerk wees en intentioneel gelowig wees. Oor inkarnerende kerk wees het ons eintlik reeds gesels. Dit beteken dat ons in die kerk en in ons persoonlike lewe die vermoë moet aanleer om Jesus Christus aan die mense rondom ons voor te leef, te demonstreer, te mentor. Die wêreld, ons kinders en ons kleinkinders gaan van kerkwees en gelowig wees leer uit die voorbeeld wat ons vir hulle stel. Dis inkarnering gelowig wees of kerkwees. Onthou ook die logo en die slagspreuk van die hervormde kerk wat sê in die voetspore van Jesus. Soos Jesus gedoen het, soos Jesus gesê het. Dit is natuurlik 'n geweldige groot verantwoordelikheid en ek wil amper sê, as ek na my eie lewe kyk, bykans onmoontlik om werklik as mens Jesus Christus voor te leef. En daarom sal ons dit waarskynlik nooit volkome regkry nie, maar altyd daarna streef om byvoorbeeld Jesus se liefde aan die mense rondom my uit te leef. Jesus se manier van liefde, nie my manier van liefde. Jesus se manier van vergewe, wat 'n totale vergifnis is, 'n totale wegvat van ons skuld en ons sonde, en nie ou koeie uit die sloot uitgehaal nie. Dis inkarnerend kerkwees of gelowig wees. Om altyd te vra, wat sou Jesus doen? Of altyd te weet in omstandighede al is dit hoe moeilik die keuse te maak om eerder soos Jesus op te tree, as soos ek in die sondige wêreld self wil optree. Moeilike taak, uitdagende taak, ook vir ons as ouer mense en jonger mense in hierdie lewe. Maar gaan dink 'n bietjie hieroor. En gaan praat 'n bietjie met mekaar hieroor, oor hoe belangrik dit is om in hierdie stikkende wêreld Jesus Christus voor te leef. Inkarnerend te wees. Oor relasionele kerkwees het ons al hierdie jaar in die prediking ook gesels.
Die groot woord relasioneel beteken eintlik niks anders as verhoudings. Sonder kerngesonde verhoudings is daar nie hoop vir die toekoms nie. Trouwens, ware lewensvrede, ware sin en betekenis in die lewe lê ingebed in kerngesonde verhoudings. Boonop weet ons dat kerngesonde verhoudings harde werk behoort te wees. Maar harde werk was nog altyd die moeite werd. Gesonde verhoudings is 'n groot uitdaging in elke een van ons se eie lewe. Dis 'n groot uitdaging in die lewe van die kerk in hierdie stormtye waar ons leef. Ons het mekaar. Ons is in die taal van die Bybel broers en susters in die geloof. Nie omdat ons naam iewers op 'n gemeenteregister staan nie, maar omdat ons in die geloof in Christus is ons broers en susters van mekaar. Familie van mekaar. Wat mekaar moet versorg en omgee vir mekaar. Wat Jesus Christus aan mekaar moet oordra. Wat moet hard werk aan verhoudings, want mense is tog te geneig om verhoudings eerder te laat opbreek. Stikkend loop. Daar's net een manier om ware sin en betekenis in die lewe te kry. Soveel mense het al hierdie vraag vir my gevra. Hoe kan ek sin en betekenis in my lewe kry? Deur kerngesonde verhoudings te hê. Kerngesonde verhouding met God te hê. 'n Kerngesonde verhouding met jouself te hê. 'n Kerngesonde verhouding met die mense rondom jou te hê. Daardie warmte, daardie liefde help ons dra. Dit is verder belangrik om by die Bybelskrywers te leer dat verhoudings holisties benader moet word. Met ander woorde, alle verhoudings speel in op mekaar. Ek kan nie sê, my verhouding met God is hier een kant, of my verhouding met die kerk is daai kant nie, of my verhouding met soos daar nie. Alle verhoudings wat ek het, speel in op mekaar, beïnvloed mekaar. 'n Goeie sterk verhouding met God maak dat ek op 'n bepaalde manier 'n verhouding met ander mense het. Dit kan al die verhoudings waarin ons staan. Verhouding met God, jouself, jou huweliksmaat, jou vriend, jou vriendin, jou kinders, jou kleinkinders, jou ouers, jou onderwysers, jou kollegas by die werk, jou gemeentelede, die mense op die straat, oralste is daar verhoudings. Holisties, relasionele benadering tot kerkwees sê, al hierdie verhoudings is vir ons belangrik en ons sal daarop werk. As God die storm nie dadelik stil maak nie, het ek en jy daardie gesonde verhoudings in daardie oomblik nodig om ons vas te hou en vas te druk. Kerkwees in stormagtige tye vra 'n missionale kerkwees. Met missionaal bedoel ek na buite toe, na weg van jou af, weg van my en wat vir my belangrik is, na ander en wat hulle behoeftes is. Dis verder meer as 'n klompie uitreik aksies wat ons kan doen. Dit kan bloot missionaries. Missionaal vra 'n hartsverandering. My hart verander weg van myself af na ander toe. Na die nood, na die vreugde, na die blydskap van ander mense. Missionaal is die teenoorgestelde van die eie ek-ego leefstyl wat ons vandag so baie ken. Me, myself and I. Ek en ekste. Dit gee onverander. Dis barmhartig. En hoe barmhartig? Soos God barmhartig was. Soos God omgegee het vir ander. En vir almal. Dis die ander mooi ding van God se omgee. Dis vir almal.
God trek nie grense om vir wie hy goed is of barmhartig is nie. Dis vir almal. En daarom behoort ons omgee en barmhartigheid ook so te wees. In Sierfontein gemeente is ons missionaal byvoorbeeld deur ook na buite te leef. Mense in te nooi om saam met ons koffie te drink en koekies te eet en erediens by te woon. Saam met ons nagmaal te vier. Dink hier ook aan ons webblad. Duisende mense reg oor die wêreld word daardeur bereik met die evangelie. Ons help minder bevoorregte mense om reisstoele te kry deur ons Doppie projek. Ons werk saam met die Bybelgenootskap om fondse in te samel sodat die woord van God in verskillende tale in hierdie land en op elke ander plek in die wêreld uitgedeel kan word. Missionaal kerkwees, missionaal gelowig. Kerkwees is laastens ook intentioneel. Ek onthou so goed die verhaaltjie van die skippie wat in die aand in die hawe ingevaar het om daar rustigheid en kalmte van die diep donker see te kry. Maar die skippie het nie intentioneel, doelbewus die anker uitgegooi nie. Die volgende oggend het die winde en die seestrome daardie skippie net ver diep in die donkerblou see ingejaag. Paulus leer ons dat mense van nature geneig is tot sonde en tot die verkeerde en tot hulle self. Paulus self het gesê, ag Here, ek het toch gedink om die goeie te doen tot alweer die verkeerde gedoen het. Intentioneel beteken bloot dat ek willens en wetens doelbewus beplant iets doen. Kom ons maak dit prakties. As ek nie beplan en doelbewus opstaan om vandag kerk toe te kom nie, sal ek gou genoeg redes en verskonings vind om nog 'n bietjie langer te rus in my warm bed. As ek nie doelbewus besluit om 'n gesonde verhouding met God te hê nie, sal ek stukkie vir stukkie in my geloofslewe van God af wegdryf. As ek nie doelbewus moeite doen met my lieweling nie, sal ons stadig maar seker uit mekaar uitdryf. As ek nie doelbewus iets doen by die kerk van die Here nie, sal ek later niks meer doen nie en selfs baie verskonings en redes daarvoor kan aanvoer. Intentioneel gelowig wees. Intentioneel kerk wees in hierdie moeilike tye. Kom ek som dit op en dan kan jy die gedagtes rondom wat gaan. Kerk wees en gelowig wees in stormagtige tye vra dat ons op 'n sekere manier moet optree. En alhoewel hierdie antwoord baie groter is as wat ons nou aanbied, kan ons aan hierdie 4 dinge vashou. Inkarnering, kerk wees en gelowig wees. Relasioneel, kerk wees en gelowig wees. Missionaal, kerk wees en gelowig wees. Intentioneel, kerk wees en gelowig wees. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid. U is die groot en die almagtige God. U het al die mag op aarde en in die hemel en in die hel. Soos wat die disippels verstom was, toe hy die storm op die meer van Genesaret, die see van Galilea, stil gemaak het. Dink ons ook terug aan storms in ons lewe. En is ons ook verstom dat U op 'n manier daardie storms in ons lewe stil gemaak het. Ja, Here, dikwels nadat U 'n storm in ons lewe stil maak, is die lewe anders. Moet ons daarby aanpas. Moet ons daarin leef. Dankie, Here, dat soos U op daardie skytjie daar was in die storm,
U ook in elke een van ons storms in ons lewe teenwoordig is. Dat ons net na U toe sal draai, ons fokus wegskuif van die storm en die grootheid en die angswekkendheid daarvan, na U en U almag, en U vermoë om selfs die wind en die see tot stilte te beveel. Dankie Here, dat ons die woord vanmôre kon hoor. Help ons dat die woord in ons hart sal insak, ons hande, ons lippe duidelik sal word. Ons sal dan gaan leef op so 'n manier in hierdie stikkende wêreld, stormagtige wêreld, dat mense daardeur na U toe getrek sal word. Laat ons dit intentioneel doen, Here. Doelbewus, hardwerk daaraan, nooit moet opgee. Sodat ons dan ook die sin en die betekenis van die lewe daarin kan vind. Amen. Ons slotsang is Psalm 409, skrifers 1 en 3. Hoor jy die Paasfeesklokke, die Here het opgestaan, die Heer voer heerskappy. Ek wil u vra dat ons sal staan as ons hierdie lied sing, u bly opstaan vir die uitspreek van die seën van die Here. Mag julle heeltemal toegerus wees vir julle werk. Mag julle getroos wees vir die Here. Mag julle eensgesind wees. Mag julle in vrede leef. God wat die oorsprong van liefde en vrede is, sal met julle almal wees. Amen.